Hartlik welkom broeders en susters by hierdie tweede erediensontmoeting met die Here op hierdie Sondag. Hartlik welkom aan besoekers en almal wat ook ingeskakel is. Mag u opgebou word in u geloof. Die enkele afkondigings net, kollekte onder die diens vir ons kinderhuise en by die deure vir die teologiese skool studentekas. Dis beurse vir teologiese studente wat besig is om hulle voor te berei om in die bediening te gaan. Dan ons diakonie, 'n spesiale afkondiging. Volgende Sondag tydens die nagmaalsdiens se kollekte is weer die jaarlikse spesiale kollekte vir die diens van barmhartigheid. Nou vra ons diakonie twee sake asseblief, dat lidmate asseblief 'n punt daarvan sal maak om hulle berig in vandag se boodskapper te lees met die dankbaarheid op wat verlede Sondag na die gratis oogtoets verskaf is. Lees gerus weer laasweek se berig. En tweedens, dat ons lidmate ryk sal wees in vrygewigheid vir al die seëninge wat ons so onverdiend ontvang het. En dan, broeders en susters, kinders, moet ons vanaand eervolle ontslag gee aan twee ouderlinge, ouderling Martin van der Walt en Albert. Kan ek vra dat julle net opstaan asseblief? Aan elkeen van u namens ons gemeente, namens die kerkraad, 'n woord van besondere dank vir die tyd wat u ingeruim het en die wyse waarop u ook u werk gedoen het. Martin in besonder ook met toerusting vir lidmate, Albert ook vir getroue werk in die wyke. Mag die Here u seën. En waar Martin hulle vertrek Vleesbaai toe, sal daar ook wel 'n goeie werkterrein vir hom wees, gemeente daar, Mosselbaai waarskynlik. Seën en sterkte aan u albei en uit ons harte baie dankie vir wat julle vir ons gemeente gedoen en beteken het. Kom ons sing vooraf voor die seën, lied 203, verse 1, 3 en 4 en dan volg die seën. Gemeente, ons kyk op na die berge rondom ons is. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het.
en getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus die betroubare getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing nou lied 203, verse 1, 3 en 4, en daarna bid ons saam. Op hierdie Sondag van verootmoediging, Here, kan ons maar net sing, U is genadig en U is getrou. Diep het ons in hierdie oggend neergebuig voor U in ons ontmoeting in die erediens en voor U berou bely. Sondaars is ons, gister en eergisterse mense. En tog, diep in ons hart is daar die verlange om U te dank, dat ons in hierdie wêreld 'n hemelse Vader mag hê. En so wil ons vanaand ook voortgaan, en in die dae wat kom, om klein te wees voor U, die groote God en Here. Dat U ons vir 'n tweede maal op hierdie dag wil ontmoet, in hierdie diens. Dit bring diepe dankbaarheid, Here, in ons harte, in ons lewe. Want ja, wie is ons, dat U so tot ons kom, en steeds elke dag bly kom, en by ons is. Ons dank U daarvoor. Daar's veel ook, Here, waarvoor ons U in hierdie gemeente wil dank. Dink aan hulle wat soveel getroue diens verrig het, steeds verrig, en hulle wat ontslag ontvang het vanaand.
Dankie dat u kerk bou, Here, deur gewillige en toegeruste medegelowiges. Sterk hulle vorentoe. Dink aan ons bedienaars van die woord. Wil hulle steeds inspirasie skenk en die toewyding wat ons by hulle sien. So bid ons ook, Here, vir die ernstige siekes in hierdie kerk. U weet wie dit is. U ken hulle omstandighede. Dankie dat ons hoop mag verkondig aan hulle almal. Ons wil ook uitreik in ons gebed tot mense in die omgewing wat dit moeilik het in hierdie tyd. Ons bid vir hulle wat nie woning het nie, of geld het nie, of werk het nie. Hoe besef ons die gebrokenheid in ons aardse lewe, Here? In besonder bid ons ook vir ons kinders wat nog in hierdie fase, laaste fase van die eksamens is. Vir hulle onderwysers, vir hulle ouers wat hulle bystaan in hierdie tyd. Dink, Here, aan alleengelate kinders, vernederde kinders. U as Vader, gryp hulle hande vas en bring hulle op vaste grond, ook vir die pad vorentoe. En nou vra ons, o Heilige Gees, dat u self u woord sal oopmaak vir ons, om iets te verstaan van u plan, u wyse van werk, u saamloop met ons in die lewe van elke dag. Ons is diep van u afhanklik om u woord te bring, om u woord in te neem en elke dag te lewe vanuit hierdie woord. Lei ons daarin, Here, want u is hier. U is teenwoordig waar ons is. En u loop die pad van hierdie lewe steeds met ons saam. Amen. Voor die skriflesing sing ons Psalm 105, verse 1, 5 en 6. Dit is in die Psalmboek, in die Groenboek, bladsy 515. Direk daarna die skriflesings.
Kom ons lees vanaand uit die woord van die Here 3 baie bekende gedeeltes uit die boek Genesis. Genesis 17, die verbondsteken word ingestel. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan hom verskyn en vir hom gesê: Ek is God die Almagtige, lewe naby my en wees opreg. Ek sal my verbond met jou sluit en baie mense uit jou laat voortkom. Abraham het op sy knieë geval en toe sê God vir hom: Dit is my verbond met jou. Jy sal die vader wees van 'n menigte nasies. Jy sal nie meer Abraham genoem word nie, maar Abraham wees, want ek maak jou die vader van baie nasies. Ek sal jou baie vrugbaar maak, ek sal jou tot nasies maak, en konings sal uit jou voortkom. Ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dis 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees, en ook die God van jou nageslag. Ek gee aan jou en jou nageslag die land waar jy as vreemdeling woon, die hele Kanaan as 'n blywende besitting, en ek sal hulle God wees. Verder het God vir Abraham gesê: Jy moet my verbond nakom, jy en jou nageslag en al hulle geslagte. Dis my verbond wat moet geld vir jou en jou nageslag. Elke lid van die manlike geslag onder julle moet besny word. Dan gaan ons na Genesis 21, die eerste 5 verse. Die geboorte van Isak. Die Here het aan Sara gedink soos hy beloof het. Hy het sy belofte aan haar nagekom, sy het swanger geword en in Abraham se ouderdom vir hom 'n seun in die wêreld gebring. Dit het gebeur op die tyd wat God vir Abraham beloof het. Hy het die seun wat vir hom gebore is, die een wat deur Sara in die wêreld gebring is, Isak genoem. Soos God vir Abraham beveel het, het hy vir Isak besny toe hy 8 dae oud was. Abraham was toe 100 jaar oud, toe sy seun Isak gebore is. Sy het verder nog gesê: Wie sou vir Abraham kon sê dat Sara seuns aan haar bors sal voed? Ek het in sy ouderdom 'n seun in die wêreld gebring. En dan die baie bekende hoofstuk 22, 'n gedeelte. Abraham moet vir Isak offer. 'n Ruk na die vorige gebeurtenisse het God vir Abraham op die proef gestel en vir hom gesê: Abraham, hy het geantwoord: Hier is ek. God het vir hom gesê: Vat jou seun, jou enigste seun Isak wat jy liefhet, en gaan na die landstreek Moria toe en offer jou seun as brandoffer daar op een van die berge wat ek vir jou sal aanwys. Vroeg die volgende môre het Abraham 'n donkie opgesaal en hout gekap vir die brandoffer. Hy het 2 slawe saamgevat en ook sy seun Isak. Toe het hy vertrek na die plek toe wat God vir hom aangewys het. En op die 3de dag het Abraham die plek uit die verte gesien. Toe sê hy vir sy slawe: Wag hier met die donkie. Ek en die seun gaan daar aanbid, en dan kom ons terug na julle toe. Abraham het die hout vir die brandoffer op sy seun Isak se rug getel en self vuur en 'n mes saamgevat. Terwyl hulle 2 so saamloop, sê Isak vir sy pa, en hy antwoord: Ja, my seun. Toe vra hy Isak: Hier is vuur en hier's hout, maar waar is die lam om te offer? Abraham het geantwoord: My seun, God sal self sy eie offerlam voorsien. Daarna het hulle 2 saam verder gestap, en toe hulle aankom by die plek wat God vir Abraham aangewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou. Hy het die hout reggesit en sy seun Isak vasgebind en op die altaar neergesit bo op die hout. Net toe Abraham die mes vat om sy seun te slag, roep die engel van die Here uit die hemel na hom: Abraham, Abraham, en hy antwoord: Hier is ek. Toe sê God: Los jou seun. Moenie iets aan hom doen nie, nou weet ek dat jy my dien. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun van my te offer nie, aan my te offer nie. Toe Abraham weer kyk, sien hy agter hom 'n skaapram wat aan sy horings in 'n bos vasgevang is.
Hy het die ram gaan vat en hom in die plek van sy seun as brandoffer geoffer. Toe noem Abraham die plek die Here voorsien. Daar word nou nog op die berg van God voorsien. Ons lees tot hier. In breë trekke sal al drie hierdie gedeeltes of gedele daarvan aan die orde kom. Die kern vers 2, God het vir Abraham gesê, vat jou seun, jou enigste seun Isak wat jy liefhet, en gaan na die landstreek Moria toe, en offer jou seun as brandoffer daar op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Ook die res, die verskyning van die engel aan Abraham, en ook die ram. Hy sien agter hom 'n skaapram wat aan sy horings in 'n bos vasgevang is. Hy het die ram gevat en hom in die plek van sy seun as brandoffer geoffer. Daar was tog aangrypende oomblikke vanoggend in die erediens met die verootmoediging voor die Here. Ons het diep neergebuig. Ons het bely. Ons het gevra, ja, na binne ons gemeente, maar na buite ook. Al die ellende, ook hier in die omgewing waar ons bly en verder. Verootmoedig voor die Here. Maar wie is die God voor wie ons verootmoedig het? Wie is daar die God en daar die Here? En nou wil ons as het ware vanaand iets wat saamstap, is menslike taal, en van 'n hoë bergspits af kyk. Wat gebeur hier op Moria? Die twee steilste hoogtes in die hele Bybel is Moria en Golgotha. Wie is die Here wat daar werk? Wat doen die Here ook aan ons? Die Here wat daar werk. As ons kyk na hierdie geskiedenis van die offer op Moria. Moria is die plek waar die tempel tot vandag toe nog staan. Verskillende latere tempels in Jerusalem. Moria is nog daar. Maar as ons kyk na wat gebeur in Moria, moet ons kyk na Genesis 17. God wat kom, as het ware neerdaal en sê, ek wil my vasbind aan jou. Ek wil met jou 'n verbond sluit. Ek wil 'n belofte aan jou maak. En so kom dit toe uit God se mond. Ek sal vir jou 'n God wees. En vir jou nageslag. Wat 'n wêreld. Ek sal vir julle 'n God wees. Maar Abraham is baie naby aan 100 jaar oud as hy hierdie belofte van God kry, van God ontvang. Jou nageslag, oor berge, oor die see, waar ook al. Ek sal vir jou 'n God wees. En dan daardie, seker vir ons menslike vermoë. Ja,
Ek sal vir jou God wees. En daar langs aan, vat jou seun, jou enigste, Isak, wat jy lief het. Ga offer hom. Wie is God? Ek sal vir jou 'n God wees. En baie mense, talle mense na jou, die volk Israel se God. En van die eerste tree op pad na God se môre om 'n eie volk te skep wat op Pinkster uitloop, moet, as dit ware, ek sê dit snaaks, die eerste tree moenie bestaan nie. Ek sal vir jou God wees. Maar luister, vat jou seun Isak, die eerste tree na jou nageslag, en gaan offer hom. Hierdie gedeelte gaan offer hom, het dolksteke in hom vir ons menslike verstand en vermoë. 'n nageslag gaan offer jou enigste seun. Dis 'n dolk in die hart. Dis vreemd ook gesien die leefpatroon van daardie tyd. 'n mens wat geoffer word. En in Levitikus word menseoffers verbied. Nou hoe nou? Jy mag nie offer nie, menseoffer nie. Maar gaan offer jou seun. Is onbegryplik wat hier staan. Groot nasie wag vir jou en jou nageslag. Isak, daar wag 'n nageslag vir jou. En opvallend, Isak. Die naam Isak beteken, bietjie letterlik weergegee, aangrypend. Mag God glimlag. Hoe loop dit saam? God se glimlag in die geboorte van Isak en gaan offer jou seun. Onbegryplik. 'n eie volk moet kom. Maar die begin word uitgewis. God beloof. En God wil wegvat. Ons kan sê hierdie hele saak is ook verskriklik. Ja, sekerlik ook vir Abraham in sy eie gemoed. Is God nie onbillik nie? Is die God van die Ou Testament nie wreed nie? Baie teoloë beskuldig ons ook daarvan nog. Moet daai belofte, ek sal vir jou God wees, nie verdwyn nie? En dan seker menslik die swaarste aspek hier, die beproewing. Stel u voor, daardie reis van dae, dit kan te veel word. Ja, ek is gehoorsaam, maar ek word beproef. En as hy sy seun so kyk, met die donkies ook, dalk die vraag, moet ons nie liewer omdraai nie? En dan die vraag van sy eie seun,
Hier is die hout en die vuur. Waar is die lam? Omdraai. En wat? Wat gebeur? Op die vraag, nou hoe nou en tot waar? Die antwoord aan die slawe. Ek en die seun sal terugkom. Julle bly hier, die slawe. Ek en die seun sal terugkom na julle toe. Hoe werk dit? Absolute sekerheid te midde van 'n altaar, te midde van offer wat kom. Ons sal terugkom. Uit die mond van die Vader van die gelowiges. Op sy seun se doodstog. Ek en die seun sal terugkom. En dan iets swaar, maar miskien onopsigtelik. Abraham het die hout vir die brandoffer op sy seun Isak se rug getel. En hy self die vuur en die mes saamgevat. Die brandhout, dit wat die dood sou veroorsaak, die brandhout op die rug. En so stap hy aan na die altaar toe. Sien u iets van die openbaringslyn hierso? Isak, die hout op die rug, ek gaan. En Johannes wat skryf, en Christus het die kruis geneem en uitgegaan met die kruis op sy skouer. Iets wat na die lang lyn deurkom. Hout op die skouer na Moria toe. Houtkruis op die skouer na Golgotha toe. Ons sal terugkom. So kom daar iets deur. God kom in sy trou na ons toe. Ek sal vir julle God wees. Hy gee homself. Maar God kom ook met die eis. Gaan deur. Gaan voort. So kom dit na ons toe. Ons wat uit die paradys verdryf is. Ons moes dood wees. Lyk. God eis gehoorsaamheid tot die dood toe. Mens moet nie in jou gedagte hê, ja, God het beveel, maar hy sou tog nie daai plan uitgevoer het met Isak nie. Isak se dood nie. Nee. Bloed moes vloei. Met die enigste moontlikheid, die allerenigste moontlikheid. Ja, bloed moet vloei. Maar die enigste moontlikheid bly by God. Ek moet self 'n offer voorsien. Dis al manier. En dit word vir ons pragtig afgebeeld in die weergawe wat ek ook gelees het van die besnydenis. Teken van die verbond. Teken. Dis 'n insny in die liggaam. Met bloedvloeiing, bloedstorting.
Maar beperk. Bloed ja. Maar ek laat jou nie doodbloei nie. Bloed ja. Maar ek skenk jou die lewe. So is God. En so gryp God in. En so werk God. God gee in sy trou alles. Hy vra ook alles. Op pad na die altaar. Hoe gryp God in daar? As Isak binne tellings van die dood af is, dan gryp God in. Hier is die ram. Jy, Isak, sal lewe. So is dit. God spaar vir Abraham wat hy vir homself nie spaar nie. Geen plaasvervanger vir Christus aan die kruis nie. Geen. Sien u genade? Hoe kom God na 'n ou man met 'n mes in sy hand? Na 'n seun vasgemaak op die altaar magteloos? Hoe kom God na hulle? Ja, ek spaar jou dit. In jou sal die geslagte steeds geseën wees. Ek spaar jou, seun, vir jou. My seun gee ek in sy plek. So moet ons kyk hierna. Spaar Abraham se seun. Spaar sy eie seun nie. En so is ons steeds, en wat 'n voorreg, ons kinders, kleinkinders, ons elkeen hier, deel steeds in daardie belofte. Ek sal vir jou 'n God wees. Hoeveel geslagte het nie al deur Suid-Afrika gegaan, oor die wêreld gegaan. Steeds die weerklank, ek sal vir julle 'n God wees. Wonderlik hoe God aan die begin, as dit ware, van die mensheid die werk laat voortgaan. Oor die jare ook met ons. Isak. Ja. Isak. Maar hoekom nie Kain nie? Die eerste kind wat gebore is. Die teenoorgestelde gebeur met Kain. Die eerste mens wat gebore word die eerste moordenaar. En wat van Abel? Tog 'n goeie mens. Die tweede mens wat gebore word op hierdie aarde word die eerste martelaar. Verstaan u die wye aanloop na Isak toe? God aan die werk. Ek sal vir jou 'n God wees en jou nageslag. Wat 'n voorreg om dit vir ons kinders te gee. Oor te dra, te kommunikeer, met hulle te praat daaroor. En wat 'n ryke vertroosting vir hulle wat al jare bygevoeg het. God is steeds 'n seën. Vir my uit sy nageslag, uit die nageslag,
van 80 of 100 jaar, dalk ouer ook. God was daar. Ek hoef nie te gesterf het langs die pad nie. Christus het aan die kruis gesterf en vir my betaal. En so het 'n dag van verootmoediging oor ons gegaan. Daardie Here, daardie God wat die belofte gemaak het, gee alles, ook sy seun, eie seun. En hy eis alles. Hou aan, volhard, leef uit my verbond, elke dag, konkreet, prakties, op grondvlak. As jy kwaad word, as jy honger word, as jy moedeloos raak, as jy depressief raak, daar's iets wat bo oor daardie toestande kom. En dit is die verbond. Die groot doek, om het so te stel, wat God trek, nie om ons te isoleer nie. Maar hier is ek by julle. Alles saamgevat. God lei, L-E-I, sy eie kind die dood in. En so word God deel van ons wat lei, lang ei. Kom ons word stil voor die Here. Here ons God, dit wat U aan ons doen, vervul ons met verwondering. Want wie is ons, dat U oor die eeue heen aan ons beloof het? Ek sal vir jou 'n God wees. Dankie vir hierdie woord. Gee dat ons mekaar in die gemeente ook daarmee sal troos. Gee dat ons met hierdie woord sal uitreik tot hulle wat in diep verslaanheid en hartseer en armoede lewe. Ons kan maar net bely, Here, tot hier het U alles gegee. U eie hart, U eie seun. En tot die einde toe sal U alles gee. Amen. Ons gee geleentheid vir die diens van barmhartigheid en daarna sing ons sonder verdere aankondiging Skrifberuiming 1-2 verse 1, 2 en 3 na die diens van barmhartigheid.
Voordat God ons seën, het hy hierdie woorde gesê aan die Hebreërs. God wat vrede gee, het ons Here Jesus Christus deur die bloed van die ewige verbond, die groot herder van sy kudde, uit die dood teruggebring. Mag die God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Mag hy deur Jesus Christus in julle tot stand bring, wat vir hom aanneemlik is. Aan hom behoort die heerlikheid tot aan alle ewigheid. Amen.